Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Wees soos ouer gewoonte, Roland, altyd 'n hoogtepunt om met jou te gesels en 'n bietjie die nuwe nuus te kry elke week. Ja, dankie Johnny, lekker om bietjie saam in die ateljee te gesels vandag. Ja, is lekker. Dit is lekker om weer 'n bietjie mekaar in die oë te kan kyk vir 'n verandering. Met hierdie dieselpryse is dit nie altyd moontlik deesdae nie. Maar so gepraat van die dieselprys, die oorlog is alweer aan die gang. Dit het geeskaleer. Ons het gesien oliepryse is weer die hoogte geskiet Dinsdagoggend. Wat sien jy nou daar gebeur? Ja, dis eintlik interessant. Daar's 'n klomp goed wat gebeur dis nog dieselfde oorlog, dis dieselfde rolspelers. Mense kan seker sê dis dieselfde proses, maar daar is tog 'n paar interessante klemverskywings. Die belangrike is dat Iran baie duidelik dryf om beheer oor die straat van Hormuz te hou. En dit lyk asof die manier wat hulle dit doen nogal vir president Trump veral onder sy vel inkruip en uit verskillende goed wat hy hierdie week gesê het oor hoe hy dit wil hanteer. En dis van die interessante dimensies. Kom ons kyk net na wat gebeur. Daar's nou hierdie week oor en weer aanvalle wat aanhou. Die Amerikaanse magte val teikens aan veral op die kuslyn. En dis interessant, as 'n mens gaan kyk na die verspreiding, dan is dit noord en suid teen die kus op. Val hulle militêre teikens aan. Daar's een teiken 'n wateropgaarplek wat hulle aangeval het, stikkend geskiet het. Of dit met opset was of per ongeluk weet 'n mens nie. Trump het genoem hy wil die brûe en die elektrisiteit en alles. Dis nou sy nuwe dreigement. Maar hy het dit nog nie amptelik nog nie gedoen nie. Okay. So op die stadium lees ek twee goed daarin. Dat die VSA versigtig is om nie die oorlog te eskaleer nie en dat hulle baie spesifiek op militêre teikens fokus om die straat van Hormuz te beveilig. Ja. So dis wat hulle doen. Die Irakese het 'n paar skepe aangeval. En die Irakese nie, die Iranese het 'n paar skepe aangeval. Een wat die bemanning ontruim. Ek weet nie wat van die skip geword het, of hy daar dryf en of hom vir anker gelos het of wat nie. Ander is minder ernstig, daar's 1 of 2 mense gewond, daar's 'n brand, maar die skip kan nog vaar, hulle die bemanning bly op hom. En dan het hulle baie spesifiek begin om militêre basisse in die streek aan te val, so ver as Jordanië, wat geografies nogal ver van die straat van Hormuz is, en dis net langs Israel, aan die ander kant van die geografiese gebied tussen die Rooi See en die straat van Hormuz. So baie duidelik dat Iran probeer om 'n wig in te dryf tussen VSA en sy bondgenote. Daar's mense wat sê dit gebeur tot 'n mate. Tot watter mate dit gebeur is onduidelik. So ver lyk dit of die bondgenootskap hou, die basisse bly beskikbaar, alhoewel ek vermoed baie van daai basisse eintlik maar grootliks ontruim is, omdat dit die teikens van aanvalle is. Die ander belangrike dimensie is dat dit natuurlik skeepvaart onmiddellik tot stilstand gebring. Alhoewel daar nog steeds skepe is wat uitgaan. Hulle vaar uit, sit hulle seintoestelle af, GPS-toestelle af, vaar uit, of hulle onder begeleiding van die VSA vloot uitvaar of op hulle eie uitvaar is nie altyd duidelik nie, maar baie minder wat uitkom as wat tot nou toe gebeur het. Verlede week het die vloot van die VSA gesê hulle het 800 skepe uitbegelei. So. Nou, dit gebeur definitief nie nou nie. En hulle soek natuurlik 'n voetjie daarvoor. Dit is iets wat genoem is. Die tot dusver VSA sê die straat is oop. Nou tegnies moet hy oop wees. In praktyk is hy nie oop nie. Iran sê die straat is toe. En waaroor dit hier gaan is Iran se besluit en besef dat as hy die straat beheer, het hy bietjie hefboomkrag. Kan hy druk uitoefen, nie net op die VSA nie, maar eintlik op die wêreld, want die wêreldekonomie word geraak. Ja. En dit plaas druk op president Trump en plaas druk op die VSA. Daar is analiste wat sê die straat van Hormuz is vir Iran meer werd as kernwapens. Wow. Want hulle kan dit baie direk en baie onmiddellik gebruik. En die risiko's is nie soos wat jy gaan hê met kernwapens nie. Nou, dit mag wees dat dit deel van hulle denke is. Ek dink die ander ding wat mense in Iran sien is, daar's definitief groot verdeeldheid tussen onderhandelaars en die wat wil hê die oorlog moet hervat, wat 'n militêre konflik soek. Hoe ver hulle daarmee gaan is moeilik om te sê, dit weet 'n mens nie. Die interessante is die reaksie van president Trump, en dis hier waar mens begin bietjie
wonder wat is sy plan en wat gaan aan. Want hy maak uitsprake wat nie sin maak nie. Hy het vroeër hierdie week gesê dat hy gaan 'n 20% heffing plaas op alle skepe wat die FSA uithelp, want hulle moet vergoed word vir hulle koste. Daar was 'n ewige teenreaksie, onder andere van die golfstate wat gesê het, maar dis onwettig. Die reg van die see en praktyke wat dekades lank gevestig is, vrye navigasie, wat die FSA een van die waarborge van is in die wêreld, en hulle vloot wat groot is en oral optree, mag nie gebeur nie. Toe het hy gesê, goed, hy gaan nie dit doen nie, maar dan moet hulle belê in Amerika, want hulle moet miljoene werksgeleenthede vir Amerikaners skep, vir die dienste wat hulle kry van Ek Amerika. dreig hulle nou so amper al. Ja, maar die probleem is, deel van hierdie konflik is om die straat oop te maak, nadat hulle nou die skietstaking gesluit het. Die probleem wat jy mee sit is, dit wat Iran nie mag doen nie, is Trump nou besig om te sê, maar ek gaan dit doen. So die syne wat uitgestuur word is verwarrend, en dit laat 'n mens wonder oor, maar presies wat is die plan? Wat is die einddoel? En hoe lank gaan Trump bly by dit wat hy sê hy doen? En ek weet, daar's baie mense wat baie kwaad word as jy krities daaroor is, maar dis regtig goed wat 'n mens na moet kyk en sê, maar wat gaan hier aan? Wat is dan nou die verskil tussen die twee kante as dit die manier van doen is? En weer eens plaas jy druk op jou bondgenote en jy vervreem jou bondgenote. So, 'n mens gaan moet kyk. Ek dink die ander belangrike ding wat gebeur is, dat, en dis een wat die FSA goed kan doen, is om weer die blokkade in te stel. Maar die keer het president Trump gesê, die vlootblokkade gaan spesifiek Iranese skepe teiken, alle ander skepe kan in en uit gaan. So baie meer 'n geteikende benadering tot Iran, soos met die militêre aanvalle. En ek dink dis miskien die belangrike punt, die politiekery, die praatjies wat gemaak word, die teenstrydighede, skep verwarring, skep onsekerheid, maar die wesenlike van wat gebeur is die aanvalle en die blokkade wat nou weer inkom. En ons weet uit die vorige ronde, daai blokkade het Iran seer gemaak. Dit het hulle ekonomie en die bevolking op eind onder geweldige druk geplaas. En dieselfde kan nou weer gebeur. So, 'n mens gaan moet sien wat gebeur. Die interessante vir my is dat niemand anders reageer nie. Israel het sover, hulle praat stil in hierdie laaste. niks gedoen nie, want hulle is onder druk van die FSA en besef dat die gety bietjie teen hulle draai. Die enigste derde party wat nou iets gedoen het, was Saudi-Arabië wat 'n aanval op die Houthi-rebelle op die lughawe in Sanaa geloods het, in Jemen. En die Houthi-rebelle het nou teruggeskiet want hulle kry missiele uit Iran uit. Nou mens gaan moet sien of dit gaan eskaleer en of dit maar 'n eenmalige uitruil van bietjie missiele was om mekaar te toets. Maar verder as dit nog niks verder gebeur nie. Die ander uitstaande kwessie daar is, wat gaan gebeur met Iran wat geweldige druk op die golfstate plaas, onder andere Oman, en wat probeer om Oman aan kant te kry met die hef van tolgelde en goed. Nou sover is Oman nie Hulle regtig, beheer tog hy. is hulle gebiedswaters. Ja. En Oman het aanvanklik, het dit gelyk asof hulle gaan deelneem aan die skema, en toe dit weer begin lyk of hulle nie inskikkelik is nie. So mens gaan moet sien hoe dit gaan ontwikkel. Ek dink die uiteinde hiervan is net groot onsekerheid, definitief 'n hoë risiko dat die oorlog uitgebrei kan word. Jy het net nou daarna verwys, president Trump se nuutste dreigement weer is ons gaan julle aanval, ons gaan julle brûe en elektrisiteitsnetwerk, energie, gaan ons nou stukkend skiet, want julle wil nie luister nie. Nou, dit kan gedoen word, FSA het definitief die vermoë, mag nie gebeur nie, dis 'n oorlogsmisdaad. Nou, mens kan natuurlik 'n debat gaan voer tot watter mate gaan dit enige kant weerhou om korttermyn doelwitte te bereik, maar dis die laaste wat daar gebeur. En dan natuurlik die effek daarvan is nog steeds dat oliepryse het baie mooi afgekom. Hy het aanvanklik nie baie gereageer op die eerste ronde van aanvalle nie, maar hierdie week het hy nou begin styg. Nog nie tot die vlakke wat dit was voorheen nie. En dis interessant dat die stygings is nie so dramaties nie. Ja, dit is nog iets wat ek opgetel het, met die onsekerheid ingekom het, uit so $4 gegaan, en toe Dinsdagoggend toe sien ek ook, hy spring uit $10, wat nou meer onsekerheid is, maar ons is nog nie naby die $120. Ons is nog steeds onder $100 Ja. die hele tyd.
dit mag wees dat mense sê, kom ons wag en kyk, ons raak gewoond aan hierdie op en af. Of Staan nie dit, ook minder vraag amper. ek dink, dit was die punt wat ek wil maak, ek dink een van die goed is waarskynlik dat mense begin diversifiseer en nie meer so direk afhanklik is van dit wat uit die straat van Hormuz uitkom nie. Suid-Afrika byvoorbeeld kry op ander plekke ook olie en brandstof. Dit kos meer, maar dit is beskikbaar. Dit is nie asof jy dit nie kan kry nie. En ek dink dis wat begin gebeur. Die vraag natuurlik is wat gebeur na die oorlog? Herstel jy daai markte, daai toevoer, gaan dit baie goedkoop word en is daar 'n voordeel in? Ek het op 'n tyd gedink as al daai opgehoopte voorrade dadelik in die mark kom, kan die prys nie dalk skerp afval Dit kan gebeur. en dan die mark half gevloed word en dan weer half stabiliseer op 'n hoër vlak. Een van die verduidelikings wat gegee word dat die olieprys so vinnig gesak het en nie so vinnig klim weer nie, is dat daar soveel olie deurgekom het met skepe wat uitgekom het, dat dit die onmiddellike korttermynkrisis eintlik maar bietjie hanteer het. So dit kan wees dat oor tyd, as jy daai toevoer afsny, dat dit weer meer druk plaas. Maar op die stadium lyk dit asof dit nie dieselfde effek het as wat dit gehad het aan die begin van die oorlog nie. Maar ek weet ons moet nie te lank op hierdie topik wees nie, maar so interessant. Is Amerika en Iran ver uit mekaar ideologies? Is dit nie besig om verder uit mekaar uit te beweeg nie? Is hierdie ding nie besig om 'n langer termyn konflik te raak nie? Daar's vir my twee antwoorde. Iran is nie dieselfde plek wat dit was voor die oorlog nie. En die groot verskil het ingekom dat die nuwe leiers wat nou in beheer is baie meer uit die militêre omgewing. Wat dit beteken is waarskynlik dat die Swakker vir Amerika op 'n manier. wel meer radikaal Ja. militant, Ja. bereid om oorlog te maak. Die invloed van die godsdienstige leiers is definitief baie minder. Nou dit kan positiewe en negatiewe gevolge hê. Positief in die sin dat die druk op die bevolking daar kan verlig. Ja. Daai konflik wat daar was met die militêre, die dogmatiese godsdienstige benadering en voorskriftelikheid kan dalk 'n bietjie verlig, wat minder spanning intern tot gevolg het. Die nadeel is dat jy 'n militêre georiënteerde regering het wat baie maklik sy magsmiddele gaan gebruik om sy doelwitte te bereik. Baie meer konflik. En bereid is om konflik in die streek tot gevolg te hê. Hmm. Om dit te gebruik om hulle doelwitte te bereik. So dis die twee dimensies dink ek wat belangrik is in daai opsig. Die ander punt, hoe ver uit mekaar is hulle? Ek dink nie mens moet kyk na noodwendig ideologies nie. Dis amper vanselfsprekend, maar die ooreenkoms waarop hulle die oorlog beëindig het. En dit is baie duidelik dat daai ooreenkoms eenvoudig nie aan die vereistes voldoen nie. Ja. En die straat van Hormuz is die beste voorbeeld. Iran lees die ooreenkoms wat sê ons het eksklusiewe beheer, so almal moet doen wat ons wil hê. Die FSA lees dit, die straat is oop, Iran moet alles doen wat hy kan om daai straat oop te hou, nie om dit te beheer nie, om dit oop te hou. Ek dink een van die maniere wat 'n mens dit kan interpreteer is dat as jy daai artikel lees binne die konteks van internasionale reg van die see, dan beteken dit die straat is oop, as vrye navigasie, daar's niks nie. Amerika mag hom ook nie. Ja, niemand mag dit doen nie. Maar as jy dit lees in terme van regeringsbelange, dan begin jy al hierdie ander interpretasies kry. Nou, ek dink nie dit is die doel nie, dis nie aanvaarbaar nie. Geen regering kan sy belange stel bo die internasionale belange en die bepalinge van die in reg van die see nie en die beginsels van vrye navigasie nie. So Iran is baie aanmatigend in hulle interpretasie, maar wat dit vir ons sê is die dokument wat hulle geteken het, is nie duidelik genoeg nie. Dis te algemeen, dis te vaag en dis natuurlik die resultaat van bemiddeling deur tussengangers, waar jy op 'n punt kom waar jy instem, maar die detail is nie vasgemaak nie. En dit gaan waarskynlik nog vir 'n tyd spanning skep en ek meen volgens president Trump is daai ooreenkoms geld nie meer nie, hy's dood. So waarskynlik lesse geleer in terme van volgende ronde samesprekings. So jy sê gegee daai reëls gaan ons om suidpunt van Afrika nie 'n tolvoetjie kan vra om ekstra belastinginkomste. Nie baie maklik nie. Veral nie as jy kyk na die geografie en die gebiedswaters wat daar is nie. Ja, ja. Skepe kom nie so naby nie. Maar dit sou dalk handig gewees het. Ja. Roland, ek wil gou vinnig iets wat die koringmark nogal veral verskriklik beïnvloed nou die laaste 2-3 dae is Rusland en Oekraïne en hulle het hawens aangeval. Hulle begin nou
ek weet nie, dit voel vir my of die ding nou eskaleer weer daai kant, want ons begin dit nou weer in die markte sien. So ek hou nou nogal die markte dop en dan kyk ek of dit nou iets is waar die ouens bekommerd is, maar dit klink vir my dit begin nou weer in die kolle geraak. Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne is 'n baie interessante een. Dis 'n oorlog wat tot 'n groot mate in terme van die militêre dimensie 'n statiese oorlog is, as jy na die front gaan kyk, maar baie dinamies is in terme van die tegnologie en die manier wat baie innoverend hoe die oorlog gevoer word. En wat Oekraïne reg gekry het is om tegnologie te ontwikkel, hommeltuie, en dan begin hulle met missieltegnologie ook wat hulle ontwikkel, wat hulle in staat stel om baie akkurate aanvalle in Rusland in te voer, baie ver in Rusland in. Maar belangrik is hulle het die Krimskiereiland omtrent lam gelê. En Rusland het omtrent nie meer die toegang wat hy gehad het nie. Dis die logistiek wat daardeur gekom het vir die oorlog. Is amper onmoontlik om te doen. Olie, diesel is onder druk. Daar's nie meer diesel beskikbaar vir gewone mense nie, net vir die militêre magte. So dit sê Oekraïne plaas effektief druk op Rusland. Deel van daai druk is ook om te keer dat Russiese vlootskepe in daai gebied kan opereer, want dit plaas weer baie druk op Oekraïne. En wat die Russe in die verlede gedoen het, hulle val die skepe aan wat Oekraïense graan uitvoer. Onder andere koring, want Oekraïne was een van die groot uitvoerders in die wêreld. Nou, op die stadium maak Oekraïne dit vir Rusland baie moeilik om in daai gebied te opereer. Maar dit beteken eintlik die hele gebied is tot 'n mate minder veilig. En die ooreenkomste wat daar was oor scheepvaart, lyk of dit net toegepas word as dit mense pas. Hulle probeer maar op alle maniere druk op mekaar uitoefen. Op die stadium, ek dink nie mense moet sê Oekraïne wen die oorlog nie. Maar hulle kry dit reg om geweldige druk op Rusland en op Putin uit te oefen. En daarom sien ons die reaksie van hom af. Hy val al hoe meer burgerlike teikens aan, maak al hoe groter aanvalle wat baie aandag trek. En dis kom die hawens ook nou geteken. Maar dit bereik nie veel in terme van grondgebied en 'n oorwinning nie. So een om dop te hou, ons moet ook onthou hierdie tyd van die jaar is amper die hoogtepunt van die oorlog in die somertyd. Maar daar was nie grootskaalse aanslae en manoeuvres gewees wat ons in die verlede gesien het nie. En dit bevestig die oorlog gaan dan gewoonlik op soos ons in die somer in beweeg. Somer ingaan in Oekraïne en dan tel dit op. Jy weet hy het ook seisoene soos jy laat. Dis te koud en sneeu en modder in die winter kan hulle letterlik nie beweeg nie. Ja. Tanks val vas, voertuie kan nie ry nie. En dis waar die hommeltuie dan baie belangrik is want hulle kan aanhou opereer. Ja. En so wat Oekraïne reg kry is om geweldige druk te plaas. En hulle maak dit vir Rusland moeilik. Putin se uitdagings is sy ekonomie wat onder geweldige druk is. Hy kry nie meer troepe gewerf nie want die aantal mense wat doodgeskiet word deur Oekraïne is ongelooflik. Praat van 35,000 troepe per maand. Jo. En Rusland kan nie soveel mense aanhou werf nie. Hy het nie meer die vermoë nie. Tensy hy drastiese stappe intern doen en Putin wil dit nie doen nie want dit gaan hom meer ongewild maak. Ek het sonder meer van die plattelandse gebiede het hy dan gewerf sonder om nou die groot kom sê Moskou, die populasie daar nou dit dis uit die hoogheid. Ja. En dis ook nie maklik om te gaan kyk wat gebeur met die mense nie. Ja. Maar daar's nie meer daai gereedelike bron nie. Hy het geweldige bonusse en goed betaal om mense te werf. Daar is nie meer nie en die geld raak op. So nou begin hulle ander kan dan as gegee hierdie druk kan ons dalk hopelik iewers 'n bietjie rustigheid van daai kant af sien. Nie rustigheid nie, maar dis duidelik dat dit vir Putin moeilik raak. Die vraag is, gaan hy toegee en skik of is sy trots te groot? En die ander ding met Putin is, wat word vir hom gesê? Onthou toe die oorlog begin het, hoe het hy sy senior militêre leiers in die openbaar sleg gesê, hy het gekke van hulle gemaak, omdat hulle nie saamgestem het wat hy sê nie. En hy het hulle geweldig ondermyn. Die vraag is, sê hulle vir hom wat hulle dink hy wil hoor, of sê hulle vir hom wat hy moet weet? Ja. Dis twee verskillende realiteite. Daar is 'n argument wat sê Putin is baie ver verwyderd van die realiteit. Hy leef absoluut in isolasie. Daar's baie redes voor dat hy geweldig paranoïes geraak het. En so dit mag wees dat hy nie noodwendig Sluipwoorde en skiet tipe goed wat hy nou dink. Onder andere, dit mag wees dat hy nie die prentjie kry wat ander kry nie. Ja. Maar dis moeilik, mens kan nie sê nie. Ek meen, hieroor spekuleer ons van buite af.
Roland dan plaaslik, die Madlanga kommissie is ook weer aan die gang. Wat het jy gesien? Wat is die nuutste goed wat nou weer daar uitkom? Ja, interessant. Kyk, Madlanga het nou sy verloop geneem en ons sien 'n bevestiging, dieselfde patroon wat uitspeel. Maar hierdie week is nogal belangrik want daar word nou weer sleutelgetuies ingebring. Die interessante was dat Kat Matlala wat nou getuig, onthou hy is aangekla alreeds. Hy het 'n pleitooreenkoms met die staat gesluit en die landdros wat die saak aanhoor het gesê nee. Jy kan nie 8 jaar tronk toe gaan vir hierdie goed nie, 12 jaar minimum. Toe het hy in die hof teruggekom en gesê hy onttrek aan die pleitooreenkoms. So hy aanvaar, nou gaan hy van voor af verhoor word op al die klagte, so hy kan 'n baie groter straf kry, sou hy skuldig bevind word. Toe ook die staat se proses moeiliker gemaak, maar die belangrike is, hy was bereid om 'n staatsgetuie te word. En die vraag wat ek het is, as hy nou voor Madlanga kom en hulle begin hom onder druk plaas, gaan hy sy meelopers onder die bus gooi? Of gaan hy stil bly en nie weet nie Maar so hy is nie meer hy is nie meer 'n staatsgetuie nie. So hy hoef hulle nie meer onder my bus te gooi nie. Wel, dit gaan ons moet sien, of hy dink hy gaan iets kry vir homself as hy dit sou doen. Want hy kan nie weer 'n pleitooreenkoms maak nie, dis nou nie meer 'n opsie nie. O. So dit gaan interessant wees en hoekom dit belangrik is, die Madlanga kommissie het ons gesien, hulle doen hulle huiswerk. Die mense wat die getuienis Dis 'n goeie kommissie. baie goed voorberei, hulle het al die feite, en as mense nie onthou nie, dan speel hulle 'n WhatsApp boodskap wat hulle wys, of hulle sit 'n dokument neer, om te help om te onthou, en dis baie inkriminerende getuienis wat hulle bring. So Matlala gaan waarskynlik 'n baie moeilike tyd hê voor die kommissie. Hulle gaan 'n klomp van die goed want dis verskillende goed wat hy by betrek word. Gaan hulle waarskynlik nou begin aan mekaar skakel en die goed nader aan mekaar bring. So dit gaan interessant wees om te sien wat gebeur. Maar die ander belangrike ding van die Madlanga kommissie is dat sleutelgetuies begin een na die ander verskonings maak om nie te kom getuig nie. Die nuutste wat ons hierdie week gesien het is intimidasie, dink ek. Nee, mense is bang om te kom getuig, want hulle weet by die kommissie kan jy nie sê ek weet nie of ek vergeet of wat, hulle gaan vir jou uithaal. En die belangrike een is die hoof van die onafhanklike ondersoekdirektoraat by die nasionale vervolgingsgesag, Andrea Johnson, wat nou skielik siek geword het, hospitaal toe is voor sy moes kom getuig. Nou sy is nie een van die gewone getuies nie. Sy het 'n baie belangrike rol in die kriminele regsproses, die hoof van die spesiale ondersoekeenheid, die sogenaamde Valke ondersoekeenheid, en skielik is sy baie kontroversieel, want sy word betrek by besluite wat vrae laat ontstaan oor haar oordeel, oor haar neutraliteit, sy verbind, en dan goed soos waar sy vir generaal Khan 'n klagstaat gegee het, met name en inligting van iemand wat 'n klag teen hom gelê het. Nou dit mag nie gebeur nie, want dit beteken hy kan sy reaksie, sy getuienis aanpas om homself te beskerm. So daar's baie vrae oor die persoon, die verhoudinge, en wat is besig om hier te gebeur. En sy is seker bekommerd, dit word nou uitgehaal en sy wil Daar's groot probleme op pad as dit met hierdie tipe goed. En die ander belangrike ding is dat die kommissie natuurlik verlede week is sy termyn verleng na September toe, omdat daar meer tyd nodig is om kerngetuies te roep. Generaal Khan wat nou, weet nie, party mense sê hy het homself geskiet, anders sê hy is geskiet. Is in die hospitaal, maar hy behoort blykbaar teen September te kan getuig. Interessant is dat die kommissie begin reaksie toon op almal wat die siektebriewe bring. Karim van Noordwes wat 'n brief gebring het, Johnson wat 'n brief het, Van Wyk wat nie kan getuig nie omdat hy te siek is, en regter Madlanga het paar keer dan sê hy, maar hierdie brief is niks werd nie, is nie papier werd waarop dit staan nie. Is nie 'n doktersbrief wat vir my enigsins iets werd is nie. Ek soek feite. En So die kommissie kan begin homself druk ook plaas. onder baie druk sit as hy daar nie die regte goed sit nie, so hulle gaan nog Wel, as jy willens en wetens, ek meen daar's baie tegniese reëls rondom die goed, maar ja, die kommissie is duidelik nie baie gelukkig met wat gebeur nie. Goed, saam met dit natuurlik die parlementêre ad hoc komitee wat ook na hierdie kwessies kyk, wat nou besig is om sy verslag te finaliseer. Ons het gesien daar's 'n konsepverslag voorgelê. Van die partye is baie ontevrede want hulle sê hulle argumente en dit wat hulle voorstel is nie opgeneem in die verslag nie. Veral MK en die ANC is ontevrede.
die komitee se skrywers, en dis nou amptenare van die parlement, se verduideliking is, ons kan nie, hierdie is nie 'n regsproses nie, hierdie is nie 'n hof nie, Ja, jy dis het tog nie getuienis aangehoor en getoets nie, jy het mense se weergawe van goed gehoor, jy kan nie mense skuldig bevind nie, en jy kan nie vir die gesag sê, die regsprekende gesag sê wat hulle moet doen nie. Ja. So hierdie is 'n verslag van indrukke, van dit is die prentjie wat ons vorm, dit is wat ons kan voorstel in terme van polisieering in die toekoms. Nou, dis nie 'n nuttelose proses nie. Indien die proses reg bestuur word, is dit tog belangrik, want die uitvoerende gesag, wat insluit die ministerie van polisie, is verantwoording verskuldig aan die parlement, aan die wetgewende gesag. Okay. Die wetgewende gesag kan wetgewing aanvaar, kan riglyne skryf en opstel, en vir die uitvoerende gesag sê, maar dis hoe julle dit moet doen, of dis die minimum goed wat moet gebeur. Ja. So dis 'n baie belangrike verhouding en interaksie wat neergelê word. Ek dink net die risiko wat jy kry is dat partypolitiekery kan begin om daai proses tot 'n mate te ondermyn en die legitimiteit daarvan te verswak. Maar ons moet sien hoe dit in die volgende week of so gaan uitspeel. Amper die proses te kaap. Ek weet, hulle het die DA ook nou, John Steenhuisen het die DA ook moes nou beskuldig van staatskaping en goed. Wat het daar gebeur? Ja, dit is nou die kwessie van wat ons noem lobbying, waar die vorige partyleier van die DA, Tony Leon, het 'n maatskappy wat baie betrokke is by 'n kommunikasiemaatskappy, onder andere, maar hulle doen ook lobbying. En Steenhuisen het nou in sy aggressie en woede oor hy as minister uitgehaal is, het hy uitgevaar teen die partyleierskap en die party en spesifiek Tony Leon, wat vreemd is want hulle het blykbaar 'n baie goeie verhouding gehad tot onlangs, 'n baie persoonlike verhouding. So Steenhuisen duidelik baie kwaad en ons sien niks in iemand in die proses nie. Dit natuurlik laat vrae ontstaan oor, maar wat doen die DA presies? ANC het onmiddellik gesê, maar dis staatskaping. Nou ja, dis bietjie ver gevat. Maar ek dink een van die hulle kwessies moet by die wat meester gaan leer as hulle staatskaping wil doen. Een van die kwessies wat hier uitkom, en dis iets wat al baie oor gepraat is, veral in meer akademiese konteks, is wat is die reëls en die grense van invloed en geld en toegang? Lobbying, wat dit mag genoem word. En daar's bitter min riglyne in Suid-Afrika. As ons kyk na ander voorbeelde, die FSA byvoorbeeld het 'n register van mense. Jy kan nie dit doen as jy nie in die register is nie. Jy moet verklaar wat doen jy, hoeveel geld spandeer jy, waarheen gaan daai geld? Nou, ons het nou al begin om bietjie te probeer beheer kry oor skenkings aan partye. En wil dit mos bo 'n sekere bedrag om dit verklaar. Nou goed, dis nou afgewater nadat die ANC onder soveel finansiële probleme gekom het die president eenvoudig die goed gaan verander, maar dit word nou weer stelselmatig terug verander. Hierdie is 'n volgende kwessie wat waarskynlik gaan moet aandag kry, van hoe beheer ons dit? Nie verbied dit nie, is nie te sê dis altyd sleg en verkeerd nie, maar hoe beheer jy dit om seker te maak dat jy nie invloed koop met geld op 'n onregmatige manier nie. En dit is waar die druk op die DA gaan kom, is tot watter mate laat hulle dit toe, of is hulle besig om net te doen wat almal doen, maar hulle is nou uitgewys dat hulle dit doen. Die ironie is dat dit 'n voormalige partyleier is wat kwaad is, wat dit nou uitgewys het. Maar dit wys ook dat die DA is nie bo kritiek verhewe nie. Is nie 'n party wat noodwendig alles perfek doen nie. En ek dink ons begin al hoe meer sien dat na mate die DA 'n groter party word, maar ook 'n groter rolspeler word op nasionale vlak, begin hy maar baie van dieselfde druk ervaar, selfde besluite neem, foute maak wat ander partye soos die ANC maak en doen. So waarskynlik gaan die partyleierskap ook op 'n stadium moet sit en sê, maar wag 'n bietjie. Ja. As ons die party is wat ons sê ons is, hoe doen ons hierdie goed? En wie het watter toegang en op watter manier word dit gebruik? So ja, gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Round en dan, daar's 'n bietjie begrotings van groot metros al weggetrek, en jy het genoem van Johannesburg metro wat al plat besig is om plat te val. Goed, daar's 'n paar goed besig om te gebeur en hoekom dit belangrik is, dit raak mense se elke dag se lewe. Ja. Maar dit is ook belangrik in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Ons 69 munisipaliteite en metros wat se staatsoordragte teruggehou is.
Nou, alle metro's en munisipaliteite kry 'n sekere bedrag van hulle begroting, is oordragte van die nasionale regering. So dis belastinggeld wat oorgedra word om sekere funksies van die metro's te finansier. Een van die argumente is byvoorbeeld dat die voorsiening vir gratis water en elektrisiteit vir baie arme mense word daardeur gefinansier. Maar ons het begin sien dat oor tyd het metro's begin om hierdie geld te gebruik om lopende uitgawes te finansier, salarisse te betaal en allerhande ander goed te doen. Party mense sê hulle koop karre daarmee vir die burgemeester. Dis nie waarvoor hierdie geld bedoel is nie. En die minister van Finansies het van Januarie af begin waarsku dat hierdie is nie aanvaarbaar nie. Julle moet julle begrotings in orde kry, dit moet voldoen aan die vereistes. Johannesburg is die een wat uitgesonder is. Kibera is die ander een waar dit beroerd gaan. En dan 'n klomp kleiner munisipaliteite. En toe die minister nou gekom en gesê, ek staak hierdie oordragte, julle het 2 weke tyd om aan die vereistes te voldoen, en hy het 'n hele lys van vereistes gegee wat hulle aan moet voldoen, en as dit uitsorteer is, dan kan ons weer in die toekoms oordragte hervat. Nou dit gebeur, ek dink 1 keer 'n kwartaal wat die oordragte betaal word. So dit gaan van hierdie rade onder groot druk plaas, as hulle die geld gebruik vir lopende uitgawes en vir salarisse. Johannesburg se begroting is onbefonds. Hulle het 'n onwettige ooreenkoms volgens die minister van Finansies met vakbonde gesluit om met 10 miljard rand, dink ek, salarisverhoging in te bring wat nie befonds is nie. Hulle wil 'n klomp nuwe bestuurders en senior bestuurders aanstel, 1700 en iets. Dis 'n groot getal. Ja. En blykbaar is baie van hierdie mense se salaris is hier by die 4 miljoen rand 'n jaar. So as jy nie 'n befondste begroting Waar doen mense aansoek? Ja, dis die vraag wat mense eintlik moet vra. Ja. So die minister het nou die brieke aangedraai. En nou sien ons hierdie week in Johannesburg die impak. Nou dit is nie veronderstel om so 'n impak te hê nie, maar dit wys vir jou hoe sleg gaan dit met die finansies. Waar mense begin sê maar die Johannesburgse elektrisiteitsmaatskappy kan nie meer kragonderbrekings bestuur nie. Daar was op 'n stadium by die 10,000 onderbrekings op die boeke. Nou dit het afgekom na 5-6,000, maar hulle kry nie daai proses beheer nie. En die klagte wat 'n mens hoor is dat kragonderbrekings word reggemaak en 'n dag of 2 later dan gebeur dit weer. 3-4 weke wat jy sonder krag sit in sommige gevalle. So. Dit het 'n groot impak op besigheid. Dit het 'n baie groot impak op mense se lewenskwaliteit en dit lyk net of daar nie op 'n manier is om dit te beheer nie. En deel van die probleem is finansiële bestuur. Maar nou is daar al hoe meer beweringe dat saam met die finansiële wanbestuur en die druk op die metro is daar kriminele elemente wat nou in beweeg en die situasie uitbuit. Ja. En die metro is magteloos om dit te bestuur. Nou, dit is 'n ongelooflike gevaarlike situasie as Dit jy op kan daai baie punt konflik en baie konflik onsekerheid. en dit kan maak dat jou metro se dienste totaal in duie stort. En dis ons dit grootste gaan met baie, dit is gaan wel, dis die hart van die ekonomie. ja. Dit gaan baie streng en vinnige optrede vereis om daai proses te bestuur. So as Helen Zille in bewind kom, gaan sy dalk 'n bietjie groter werk hê as wat sy Sy gaan baie meer probleme hê, dink ek, as wat meeste mense besef. Want nie net het jy die partypolitieke probleme nie, die swak bestuursprobleme nie, maar jy het ook die gevestigde belange. Amptenare wat in eie belang optree, amptenare wat, ons het gesien in Ekurhuleni, ons het gesien 'n bietjie in Tshwane vir die Madlanga kommissie, die misdaadverbintenisse wat amptenare het. En daai gaan baie vinnig en baie effektief bestuur moet word. En baie keer wil hulle nie hierdie goed noodwendig regkry nie, want dan gaan hulle bron van inkomste weg. Die probleem is jy sit met sleutel politieke amptsbekleders wat voordeel trek jy. En hulle probeer dit in stand hou. Nou die vraag is hoeveel van die politieke partye wat hier in regering is, wat sê hulle is teen misdaad en korrupsie gekant, doen dit as dit by die besluitneming kom. Ja. En ongelukkig sien ons die meeste doen dit nie. Hulle praat daaroor, maar hulle is nie bereid om die harde besluite te neem nie. Of hulle kan nie die harde En jou besluite lewe in gevaar sit en al daai. Wel, dis een van die elemente. Die ander een is dat daar word soveel wanvoorstellings gemaak. Nou, hierdie goed gaan 'n effek hê
en dit gaan erger word tot met die plaaslike regeringsverkiesing. Ek dink die punt wat 'n mens hier moet maak is mense wat na hierdie plaaslike regeringsverkiesing kyk, moenie nou hulle skouers optrek en sê dis 'n gemors, ek stap weg nie. Dis die tyd om nou te kyk wat aangaan en om te gaan stem en 'n stem uit te bring wat hopelik die dinamika kan verander, wat die magsverhoudinge kan verander en seker maak dat jy 'n beter regering begin kry. Want as hierdie soos Johannesburg Metro in duie stort, gaan die Suid-Afrikaanse ekonomie geweldig negatief geraak word. Sure, ja. Sien net die mense wat in Johannesburg bly nie. Dit gaan 'n nasionale impak hê. En dit is hoekom dit so krities belangrik is dat die druk toegepas word, maar ook dat die verkiesingsprosesse gebruik word om 'n rol te speel daarin. Ek dink dit is so belangrik wat jy nou sê dat ek dink die mense moet reeds gaan stem. Nou reeds gaan sê hoor jy, okay, ons besluit ons wil beter regering hê. Watse party ook al jy voorstem, ons wil hê die ou wat hom bewind is of aangestel is, hy moet vir ons dienste kan lewer want ons betaal immers daarvoor. Dis So, die ding. En die koste word al hoe meer saam met hierdie tipe probleme wat 'n mens identifiseer. baie dankie Roland, dit was baie insiggewend soos gewoonlik een van my hoogtepunte van die week en ek weet die mense daar buite geniet ook jou insigte baie en baie dankie dat jy deurgekom het vandag. Ek hoop jy ry veilig terug en ons hoop die brandstofpryse raak te hoog laat en dat ons binnekort weer mekaar ja, aangesig kan gesien en lekker kan gesels. Dankie Johnny, is 'n plesier en ja, lekker om bietjie mekaar in die oë te kyk en te gesels. Al is dit nou oor 'n tafel, maar ja, dis goed om te doen. Dankie Roland.